middag/dag/môre, wanneer ook al jy na die video kyk. So julle skryf in hierdie week bietjie eksamenvraestel oor funksies, spesifiek die reglyn en parabool. So ek het dit goed gedink om 'n vinnige hersieningsvideoetjie bymekaar te maak, net om alles weer bietjie op te som wat ons daar gepraat het, omdat ons nie baie tyd daar spandeer het in die klas nie. Nou voordat ons enigsins begin praat oor funksies, wil ek hê julle moet gou net onthou dat wanneer ook al ons praat van 'n x afsnit, moet julle onthou dat dit is waar jou y-as of x-as gesny word. En dit beteken dat jou y-waarde by daai punte altyd gaan 0 wees. En as ons praat van 'n y-afsnit, moet jy onthou dat dit is waar jou grafiek die y-as sny. En daar gaan jou x-waardes altyd 0 wees. En dan het ons ook 'n punt van en dan moet ons ook onthou dat as ons praat van 'n snypunt, is dit waar die twee grafieke mekaar sny of oorkruis, en in daai geval gaan jou twee grafieke altyd dan gelyk wees. Ons moet ook onthou dat as ons ooit praat van 'n waardeversameling, dan praat ons eintlik maar net van al die waardes, al die y-waardes wat op die grafiek gebruik word, of op deur die funksie gebruik word of gekry word, en dan definisieversameling verwys na al die x-waardes wat op die grafiek is. En die rede hoekom dit hierdie belangrik is, want baie keer met interpretasievrae en so, gaan ons net van jou verwag om te weet wat hierdie is en dit te gebruik. Wanneer ons kom by voorbeelde, kom ons hersien gou 'n bietjie funksies. So as ons gaan kyk na elke funksie of elke grafiek, het sy eie unieke formule. Nou gewoonlik kan 'n mens bepaal wat se grafiek dit is deur om te kyk wat gebeur met die x. In hierdie geval is daar nie veel wat gebeur met die x nie. Daar word nie gedeel met die x nie, daar word nie 'n tot die mag bygesit nie. Dis net 'n gewone doodnormale x wat gemaal word met iets. Nou die oomblik wanneer jy 'n x sien wat net gemaal word met iets, dan beteken dit jy werk met 'n reguit lyn. So dit wil vir jou sê, jou grafiek moet net 'n reguit lyn wees, 'n doodnormale reguit lyn. Nou as ons gaan kyk na die formule self, kan die formule vir ons 'n paar goedjies sê van die grafiek. Onder andere, as jou gradiënt positief is, dan beteken dit jy moet 'n stygende reguit lyn hê. Met ander woorde, soos wat jy hom lees van links na regs, moet jou grafiek op beweeg, want dan sê stygend. As jou gradiënt negatief is, dan beteken dit jou graf of jou funksie, jou reguitlyn in die geval, moet dalend wees. Met ander woorde, soos wat jy hom lees van links na regs, moet die grafiek afbeweeg. En dan kan ons ook vir jou gevalle gee waar die gradiënt 0 is. En in daai gevalle gaan jy net 'n doodnormale platlyn hê. Doodnormaal. En in daai geval, sy nie stygend of dalend nie, hy is net plat. Nou in daai geval sal die vergelyking net y is gelyk aan wat ook al jou c-waarde is. Nou as ons gaan kyk na die c-waarde ook wat in die funksie vir jou vergelyking vir jou gegee word, kan hy ook vir ons 'n paar goedjies sê. Onder andere, hy kan altyd vir ons sê waar ons y-afsnit is. Nou jou y-afsnit vir die reguitlyn gaan altyd by die koördinaat 0c wees. So as jou c-waarde -3 is, dan gaan jou koördinaat 0 - 3 wees. Of as hy 'n +2 is, dan gaan jou y-afsnit by 0 en 2 wees. Nou die c-waarde kan ook dan vir jou sê, met hoeveel waardes het die grafiek op of afgeskuif. Maar meer op dit, wanneer ons bietjie meer in diepte in grafieke ingaan. Nou saam met die reguitlyn, moet julle ook weet, hoe lyk die parabool?
Nou, as 'n mens gaan kyk na die paraboolse vergelyking, sal jy sien, hy gaan altyd 'n x tot die mag 2 hê. So die oomblik as jy in 'n vergelyking 'n x tot die mag 2 sien, wil ek hê julle moet dink aan 'n parabool. Nou 'n parabool se vorm is heel eenvoudig. As die a-waarde positief is, dan beteken dit jou parabool moet lag. Moet 'n smiley face wees. En as jou a-waarde 'n negatief is, dan beteken dit jou parabool moet hartseer wees. Dan moet 'n sad face wees. OK, relatief eenvoudig en straightforward. Nou wat ons moet oplet is daar's punte waarby hierdie funksie omdraai. En dit staan bekend as die draaipunt. Nou, jy sal agterkom, die draaipunt is waar die funksie van stygend na dalend toe beweeg, of sê maar van dalend na stygend. En in graad 10 is dit belangrik om te weet dat daai draaipunt altyd op die y-as gaan wees. Met ander woorde waar jou x-waarde gelyk is aan 0. En dis ook jou as van simmetrie. Nou julle sal agterkom, in die een grafiek waar hy smiley is, gaan hy eers daal, dan gaan hy kom tot by die draaipunt en dan gaan hy weer styg. Met ander woorde van links na regs gaan die grafiek eers afbeweeg en dan gaan hy opbeweeg. So dit sê vir jou, oralste waar jy 'n negatiewe x-waarde het, is waar jou grafiek daal of dalend is. En aan enige plek waar jou x-waarde groter as 0 is hy stygend. En dis presies die teenoorgestelde van die sad face. In die sad face gaan jou x-waarde, daar waar hy negatief is, gaan jou grafiek stygend wees. En waar jou x-waardes groter as 0 is, met ander woorde positief is, gaan jou grafiek dalend wees. Nou behalwe dat jou formule vir jou kan sê waar hy gaan stygend, dalend wees of waar hy 'n draaipunt of 'n as van simmetrie het, kan hy ook vir jou sê waar jou y-afsnitte is. En weer 'n keer gaan jou y-afsnit wees net daar waar jou c-waarde is. So weer 'n keer, as jou c-waarde -4 is, dan gaan jou y-afsnit by 0 -4 wees. As jou c-waarde 'n 2 is, gaan jou waarde 0, 2 wees, jou of y-afsnit. Nou in graad 10 gaan dit ook vir jou sê waar die draaipunt is. Graad 11, bietjie middelgraad af, gaan dit bietjie meer kompleks word, maar jou draaipunt vir graad 10 gaan by 0 en c wees. En dan gaan dit ook vir jou sê waar is jou grafiek, of met hoeveel waardes het jou grafiek opgeskuif, en hoeveel waardes het jou grafiek afgeskuif. Nou hierdie is die basiese goedjies wat jy ken. En as jy dit ken, behoort die interpretasie van grafieke heel eenvoudig en maklik te wees op die einde van die dag. Nou voordat ons by die interpretasie kom ons kyk gou 'n bietjie na die skets van 'n grafiek. Nou, as dit kom by die skets van die grafiek, is daar twee metodes wat ons volg. Of die tabelmetode, of ons gebruik die afsnitmetode. Nou as dit kom by die afsnitmetode, is dit iets wat ons meer einde graad 10 gebruik, en graad 11 en 12, en die tabelmetode is iets wat ons in die begin gebruik. Maar ons sal vir jou sê wat se metode jy moet volg. So gewoonlik sal ons die afsnitmetode tensy ons vir jou vra vir die tabelmetode. Nou die tabelmetode is heel eenvoudig. Hoe jy hom gaan begin is, jy gaan 'n paar x-waardes kies en jy gaan jou y-waardes uitwerk. So kom ons sê nou maar byvoorbeeld jy kies -2, -1, 0, 1 en 2. Nou gaan jy dit net in jou formule invervang. Nou jy hoef nie hierdie berekening te wys nie, ek gaan hom nou net wys om bietjie uit te klaar. So my eerste x-waarde is -2, so ek gaan hom invervang. So dan word jou formule -2 tot die mag 2
min 4, wat dan vir jou 'n waarde van 0 gaan gee. En so gaan jy met elke liewe x-waarde doen. Jy gaan hom in die formule insit, kyk wat jou y-waarde is. En dan behoort jy 'n minus 3, min 4, min 3, en dan weer 'n keer 'n 0 te kry. Nou wat jy daarna gaan doen is, jy gaan 'n liniaal vat, en jy gaan 'n kartesiese vlak teken, op skaal. Okay. Onthou om jou x-as te benoem, jou y-as te benoem. En jy gaan daai waardes daar plot. Nou jou grootste x-waarde wat jy het is 2, so jy hoef net jou waardes tot sê maar 3 te vat. Jou kleinste x-waarde wat jy het is minus 2, so jy hoef daar net die waardes tot maar minus 3 te vat. Jou grootste y-waarde wat jy het is 'n 0, so daar hoef jy dan ten minste net tot 'n 2 te gaan op jou y-as net of jou y-as bo. En vir jou y-waardes wat negatief is, moet dit al die pad gaan tot by minus 4, so daar is minus 1, minus 2, minus 3 en minus 4. Nou van daar af gaan jy elke liewe een van die punte plot wat jy bereken het, so jy gaan dan sê, okay, jou eerste punt was by minus 2, 0, so jy gaan na minus 2, 0 toe, jy maak 'n kolletjie. Dan minus 1, min 3, so waar jou x-waarde min 1 is, moet jou y-waarde min 3 wees, jy maak jou kolletjie, jy plot jou koördinaat. Dan 0, min 4, so dit gaan nie op die y-as wees, en dan 1, 3, of 1, min 3, en dan 2 en 0. Nou, nadat jy daai koördinate geplot het, weet jy moet 'n parabool hê, so jy gaan hierdie punte so naby as moontlik aan mekaar koppel, deur om van die parabool se vorm gebruik te maak. So hier wil ons nie reguit lyne sien nie, dit moet 'n lekker kurwe wees wat hulle aan mekaar bind. Nou jy gaan nie punte kry vir hoe mooi jou kurwe is, of hoe perfek jou kurwe is nie. Ons wil net kan sien dat dit 'n parabool is, en dat hy deur al jou punte gaan. En dis waarvoor jy punte gaan kry. Nou met die afsnitmetode, gaan ons basies dieselfde doen, per 'n paar punte kry, hulle plot, maar ons gaan net fokus op spesifieke punte. So, gewoonlik gaan ons dan die x-afsnit kry, wat jy dan weet jou y-waarde is 0, ons gaan ons y-afsnit kry, waar jy weet jou x-waarde is 0, en vir die parabool gaan ons dan kyk, okay, maar waar is die draaipunt? Nou van daar af gaan ons dan nou sê, okay, x-afsnit weet ons die y-waarde is 0, so ons gaan die vergelyking vat, ons weet fx is maar net y, so dan gaan ons sê, okay, maar 0 is gelyk aan x tot die mag 2 min 4 en dan van daar af bereken ons net ons x-waarde, so die 4 kom oor, dan word hy positief, so 4 is gelyk aan x tot die mag 2, om van die tot die mag 2 ontslaat raak, vat ons die wortel aan al twee kante, en dit gaan dan vir ons plus minus 2 gee. So dit beteken, ons een koördinaat is 2, 0, en ons ander ene is min 2, 0. Dan gaan ons die y-afsnit uitwerk, en daar weet ons die x-waarde is 0, so ons gaan die selfde formule vat, en nou oralste waar ons 'n x sien, gaan ons vervang met 0, en dit gaan dan vir ons y-waarde gee. Of alternatiewelik kon jy net gesê het, okay, maar jou c-waarde is min 4, so onmiddellik weet jy jou koördinaat gaan by 0, min 4 wees. En dan jou draaipunt is by dieselfde plek as jou y-afsnit, so hy gaan ook by 0, min 4 wees. Nou van daar af gaan ons dan eenvoudig net gaan, en ons gaan ons skets teken. Maar ons gaan net hierdie hoofpunte gebruik wat ons uitgewerk het. So ons gaan ons kartesiese vlak teken, sommer net vinnig, daar is min 4, daar gaan 2 wees, en ons min 2 omtrent daar, en dan koppel ons hulle met die korrekte vorm. So dis die twee maniere hoe ons jou kan laat skets, of verwag jy kan 'n grafiek skets, gewoonlik begin graad 10 tabelmetode, en dan van einde graad 10, en dan 11 en 12 gaan ons net die afsnitmetode gebruik.
Nou, saam met die sketsvraag kan ons ook vir jou vra om 'n vraag of 'n interpretasievraag vra. So in hierdie geval gee ek vir jou formules saam met 'n grafiek en dan vra ek vir jou 'n reeks vrae wat volg op die inligting wat vir jou gegee is. Nou, wanneer ook al jy so 'n vraag kry, begin altyd eers om te bepaal watse formule gaan saam met watse grafiek. So as ons gaan kyk in hierdie geval, f van x het 'n x tot die mag 2. So onmiddellik moet jy dink dis 'n parabool. En in hierdie geval sy a-waarde is 'n negatief, so dit beteken dit moet die Frouney parabool wees. So dis f van x. Ons ander formule het net 'n doodnormale x wat gemaal word met 'n negatief, so dit beteken dis 'n reguit lyn. So hierdie lyn wat reguit afgaan, dis wat ons dan g van x noem. Nou die oomblik wat jy bepaal het watse funksie gaan saam met watse formule, dan kan jy na die vraag toe beweeg. En die eerste vraag wat ek hier vir jou gee, bepaal A en B. So hoe beantwoord jy hierdie vraag? Eerste ding wat jy gaan doen is, gaan na jou grafiek toe, kyk waar jy A en B sien. Nou as jy mooi kyk na hierdie skets, A en B is op die x-as van jou kartesiese vlak, so met ander woorde, dit is x-afsnitte. En die oomblik as jy sien x is x-afsnitte, dan moet jy onmiddellik weet jou y-waarde is 0. Spesifiek is hulle die x-afsnitte van die parabool, so die funksie f van x. So nou weet ons kan daai formule vir die parabool gebruik. Ons kan sy y-waarde 0 maak, so f van x 0 maak, en dan kan ons sê is gelyk aan x tot die mag 2 plus 4. So los vir x op, so die 4 word oorgedraai, word min 4, min x tot die mag 2. Ons wil die x tot die mag 2 positief kry, deel aan albei kante met 'n negatief, so dan 4 is gelyk aan x tot die mag 2. Van daarof wil ons dan die tot die mag 2 wegkry, so ons vat die vierkantswortel aan albei kante, so dit sê vir jou x is plus minus 2. So van daar af kan ons dan sê, okay, maar ons het 2 koördinate, 2 punte nou pas bereken. Een by minus 2, 0, en die ander een by 2 en 0. Nou gaan jy na jou skets toe. A is aan die negatiewe kant van jou x-waardes, so dit moet negatief 2, 0 wees. B is aan die positiewe kant van jou x-waardes, so B moet 2, 0 wees. Baie eenvoudig. Dan, vraag 2, vraag vir jou bepaal die waarde van C en D, en weer 'n keer, begin jy die vraag kyk, of beantwoord om te gaan kyk, okay, maar waar is hierdie 2 punte wat hulle van praat? So in hierdie geval, as jy daarna gaan kyk, C en D is al 2 punte op die y-as. Spesifiek C is op die y-as vir g van x, en D is op die y-as vir die, f van x. So dit beteken hulle is y-afsnitte. Nou die oomblik as jy weet hulle is y-afsnitte, dan kan jy teruggaan na die formule toe en ons sê, ons weet dat die c-waardes, die waardes wat bytel of aftrek aan die einde, vir ons die y-afsnitte gee. So vir koördinaat C, dis die y-afsnit van g van x, die c-waarde vir g van x was 2, so sy koördinaat is by 2, nie by 2, 0 nie, by 0, 2. En vir D, wat die y-afsnit is van f van x, weet ons sy koördinaat gaan by 0, 4 wees. Want sy c-waarde, sy waarde wat bygetel word is 4. Nou as jy bietjie onseker is oor hoe om dit net so af te lees, kan jy dit nog steeds gaan bereken. So hoe jy dit aan gaan doen is, jy gaan sê y-afsnitte is waar jou x-waarde 0 is. So dan kies jy jou formule, so kom ons werk D-sin uit. D is op f van x, so dan weet ons y is gelyk aan 0 tot die mag 2, of minus 0 tot die mag 2, plus 4, wat dan vir ons net gaan sê dat y 4 is. So jou koördinaat vir D is dan by 0, 4. Ok, heel eenvoudig sover. Nog 'n vraagie wat ek dan kan vra is, bepaal f. Nou weer 'n keer, eerste ding wat jy doen, gaan na jou grafiek toe, kyk waar sien jy f. In hierdie geval behoort jy te sien dat f
'n punt op al twee grafieke is, met ander woorde waar hulle mekaar sny. So onmiddellik weet jy, hulle is snypunte, so jou twee funksies moet gelyk wees. Jy vat dan jou funksies, jy stel hulle gelyk aan mekaar, en nou gaan ons hulle x-waarde uitwerk. So jou x-e is 'n kwadratiese vergelyking, so jy wil hom gelyk stel aan 0, so dit word dan x tot die mag 2 min x, die 4 kom oor, hy word 'n negatief, 2 min 4 gee vir jou min 2. Nou behoort jy te sien, okay, maar hierdie is 'n 3 term, kwadratiese 3 term. So as ons hom wil oplos, moet ons hom faktoriseer, en uit faktoriseer na x min 2, x plus 1 toe. Nou, van daar af, sê dan vir jou, okay, maar jou 1x waarde gaan wees waar x2 is, en die ander ene is waar x min 1 is. Nou gaan jy na jou grafiek toe. Jy sal sien, okay, maar f is aan my negatiewe kant van my kartesiese vlak. So dit beteken f se x koördinaat is min 1. So om sy y-koördinaat te kry, gaan jy nou daai x vat en hom in enige van die formules in vervang en kyk wat die y-waarde is. Dis x min 1 in g van x. So dit beteken g van x is dan min 1 of min 1 min hakkie min 1 plus 2, wat dan vir ons net 'n y-waarde van 3 gaan gee. So die koördinaat van f is dan by min 1, 3. OK, eenvoudig, baie straightforward. Nou, kan ek ook vir julle nog 'n paar vrae vra. Nou, nog 'n paar interpretasievrae wat ons kan vra is byvoorbeeld, bepaal die lengte van HA as dit ewewydig is aan die y-as. Nou, as dit kom by funksies, wanneer ook al ek jou vra om waardes of die lengtes te bepaal, vra jy jouself altyd eers 3 vrae. Is dit 'n horisontale lyn? Is dit 'n vertikale lyn? Of is dit 'n diagonale lyn? As dit 'n diagonale lyn is, of as dit 'n horisontale lyn is, dan gaan jy die x-waardes kry deur om die x-waarde aan die regterkant te vat en jou x-waarde aan die linkerkant af te trek. So sê nou maar vir die een x-waarde was 2 en die ander een was min 2, dan is dit 2 min 2 wat vir jou 4 gaan gee. As jy 'n vertikale afstand wil uitwerk, gaan jy jou y-waarde bo vat en jou y-waarde onder aftrek. En as dit 'n diagonaal is, gaan jou beste opsie wees om sê maar die afstandsformule te gebruik of heel moontlik Pythagoras. Nou as ons gaan kyk na HA wat hulle wil hê ons moet uitwerk. Dis hierdie lyn hierdie oranje lyn. En in hierdie geval is HA 'n vertikale lyn. So ons weet om die afstand van HA te kry, gaan jy jou y-waarde bo vat en jy gaan jou y-waarde onder aftrek. Nou van daar af dan beteken dit, okay, nou gaan jy jou twee vergelykings vat, omdat jy nie die koördinate ken nie, gaan jy die waardes in vervang, so dit is minus x plus 2 min x tot die mag 2 plus 4, wat dan vereenvoudig na x tot die mag 2 min x plus 4. Nou van daar af gaan jy, en nou kyk jy, okay, maar A, weet ons is by min 2, 0. So dit beteken sy x-waarde is min 2. En as hierdie lyne parallel is, dan beteken dit H en A moet presies dieselfde x-waarde hê. So dit beteken ons x-waarde daar is min 2. So ons vervang dit dan in, so ons het min 2 tot die mag 2 min 2 plus 4, wat dan vir ons uitwerk dat die lengte van HA op die einde van die dag dan net 4 is.
So, trek die boonste grafiek van die onderste grafiek af en vervang hulle x-waarde in. En dan het jy die afstand. Maar weer 'n keer, dit hang af van wat se tipe afstand hulle wil hê jy moet bereken. Nou, ander vragies wat ek kan vra, het nou alles net te doen met teorie van funksies. So, dis die eerste vragie wat ek jou kan vra is, bepaal waar f van x stygend en dalend is. Nou weer 'n keer, die geheim hiervan, gaan kyk eers waar is jou draaipunt. So jou draaipunt is by D. En jou x-waarde by die draaipunt, het ons klaar uitgewerk is 0. Nou gaan kyk jy, wat gebeur met hierdie grafiek voor en na die draaipunt? So voor die draaipunt, as jy van links na regs gaan, dan is hierdie grafiek besig om op te beweeg. En ons weet van links na regs, as die grafiek opbeweeg, dan sy stygend. So ons weet, om vir enige x-waardes voor 0, waar hy negatief is jou grafiek stygend. En vir enige waardes na die draaipunt, as jy daarna gaan kyk, dan is jou grafiek besig om af te beweeg. En in daai geval, beteken dit dan vir enige waardes van x groter as 0, is jou grafiek dalend. Kan ook vir jou vra, om byvoorbeeld te sê, gee vir my die vergelyking van die simmetrieas van f van x, en ons weet vir 'n parabool in graad 10 is dit altyd x is gelyk aan 0. Kan ook vir jou vra, skryf vir my die definisie en waardeversameling neer. Nou, vir die definisieversameling moet jy vir my gaan kyk wat sy x-waardes op jou grafiek is. Nou, vir 'n reguit lyn en 'n parabool gaan dit altyd, tensy ons anderste aandui, gaan dit altyd wees. Jou x is 'n element van al die reële getalle. En as dit kom by die waardeversameling, van f van x, die parabool in hierdie geval, gaan jy vir my gaan kyk, waar is jou grootste of kleinste y-waarde? In hierdie geval gaan jy dan na die draaipunt toe, en jy sal sien, hoorie, maar die draaipunt hierso is 'n hoogtepunt. So met ander woorde, my grootste y-waarde wat ek mag gebruik, is by die draaipunt. En daai waarde in hierdie geval is 4. So ons weet, al ons y-waardes moet kleiner wees as 4, want hulle mag nie groter wees as 4. So dan moet jou y-waarde kleiner of gelyk wees aan 4. As dit 'n minimumwaarde was, dan sou dit groter as 4 moes wees. En met dit is dit die lank en die kort van basiese funksies vra wat ons vir julle kan vra.